Ons landbousektor word direk beïnvloed deur Amerika se beleidsbesluite. Ons gesels met Prof Waldo Kriel hierdie week daaroor en die effek wat dit op ons wisselkoers en ons breër ekonomie het. Pieter van FFG onthul dan ook 'n versekeringsproduk wat ons alledaagse lewens net soveel makliker kan maak. Hierdie week se ekonomiese oorsig word dan met trots aan jou gebring deur FFG. Ongeveer 81% van die mense wat hierdie video kyk, volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Gaan kyk gou of jy ons wel volg, dit kos jou absoluut niks nie en dis die maklikste manier om ons te help groei en hierdie inhoud aan die gang te hou. Op 'n snaakse manier is jy deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT, so baie dankie vir jou ondersteuning. Die rand verhandel tans op R16.37 teenoor Amerika se dollar, op R19.06 teenoor die euro en op R10.95 teenoor Australië se dollar. Die Brent oliepryse het dan wel bietjie gestyg weens meer konflik veral in Iran en styg dit nou na $64.87 per vat. Soos beloof gesels ons dan weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag en ons kyk bietjie na toestande wat in Amerika so bietjie skeef draai en nogal 'n wye gevolge het in die wêreldse ekonomie. Baie welkom Waldo. Dankie Johnny. Ja, as ek nou sommer kan inval daarby, maandag het ons nou gehoor dat president Trump se administrasie deur hulle departement van hulle praat van die DOJ, die Department of Justice, het hulle lasbriewe uitgereik vir lede van die Federale Reservebank. Hulle kan gaan nou potensieel vervolg word en onder andere dan nou die hoof Jerome Powell, en dit gaan oor die opknap van die gebou van die Federale Reservebank en aantuigings dat oor wanbesteding en dat hulle die individue self bevoordeel is sulke tipe van goeders. En ons weet daar hang nou al 'n ruk lank 'n wolk in die lug tussen die bank en president Trump. Hy voel rentekoerse moet heelwat laer wees. Hy praat sommer van 200-300 basispunte laer as wat dit op die oomblik is, vol persentasiepunte. Daar is bietjie vir my 'n ander motivering agter dit, maar ja, so hy dink rentekoers moet baie laer wees, en die Fed het nou wel aan die einde van verlede jaar 2 keer gesny met 25 basispunte, maar ek dink dit was meer verwant aan hulle bekommernis oor die gebrek aan data oor hulle ekonomie nog uit die shutdown se dae uit. Maar goed, die gevolg is nou, hier is nou hierdie konflik, en toe, en die ongehoorde ding was, Powell het toe so videoboodskap uitgesit. Ek het dit gesien, dit was interessant, ja. Jy hoor nie 'n sentrale bankier so praat. En hy het direk vir Trump aangeval op haar manier. Ja, hy het nie half ander stories gemaak oor wat is nou hier in die gang nie. Hy het direk gesê, hierdie gaan oor die feit dat ons rentekoerse hoër hou is wat die administrasie dit wil hê. En ek dink die spekulasie op die internet sê, daar was een of ander agteraf kommunikasie om te sê, weet, as jy die rentekoers 'n bietjie verlaag, gaan hierdie ding verdwyn. En toe voel hy, weet, hy kan nie daarmee nie, hy moet dit op die oop bring. So dit is die soort goed wat jy verwag in Turkye. Ja. Nie in die VSA nie. Presies, die magtigste ekonomie, of tweede magtigste amper in die wêreld, nou die magtigste weermag seker. Maar sê dalk vir ons kykers net, hoekom moet 'n president nie noodwendig inmeng met rentekoersbesluite nie, en hoekom daai regtig onafhanklik moet, soos in Suid-Afrika, moet funksioneer? So die groot rede is met rentekoersbesluite kan regtig nog as die ekonomie skuif, en daar is die moontlikheid dat jy die ekonomie vinniger kan laat groei as jy rentekoerse sny. Dis nie altyd waar nie, jy kan amper die engine flood, as ek dit so stel, jy gee petrol maar niks gebeur nie, want dis ander goed wat die wiele vashou. Maar ja, so met 'n laer rentekoers kan die ekonomie laat groei, maar die koste daarvan is hoër inflasie. En as mens nou sê, maar om inflasie laag en stabiel te hou is die beste doelwit vir 'n sentrale bank, soos die Reservebank, dan wil jy eintlik die diskresie om rentekoerse te kan verlaag, om die ekonomie so bietjie te laat groei. Jy wil dit uit hulle hande uitneem. Jy wil sê, ons wil nie hê hierdie ouens moet kan druk ervaar van politici nie. Ons wil hê hulle moet net fokus op prysstabiliteit, en daarom stel ons 'n inflasie mikpunt. Of daarom stel ons 'n onafhanklike hoof van die sentrale bank aan, want hierdie ou voel nie druk nie. Ja.
So dis Nie nou meer in Amerika nie. so tipies behoort hy nie druk te voel nie, maar hy het nou 'n manier gekry om druk op hom te sit. Wat kan nou, ek wil by eintlik kom, hoekom sal Trump nou druk sit op Jerome Powell om rentekoerse laag te sit? Wat kan sy motivering uit dit wees? Want watse voordele kan dit dan eintlik vir die Republikeine inhou en so voort? So. Ons weet, hulle stuur ook nou af op die midterm verkiesings aan hulle kant, so ek dink jy wil maar of die kiezer aan jou kant hou. So op die oomblik het die Amerikaanse ekonomie nie 'n groeiprobleem nie. Die ekonomie groei eintlik redelik goed. En ook daar was nie vreeslik baie werkskeping in die laaste ronde van data nie. So maar daar's nie 'n werkloosheidsprobleem nie. So ek dink die hoofrede is as jy nou die Amerikaanse publiek vra, wat is julle grootste bekommernis? Is dit bekostigbaarheid? Dis lewenskoste. Dit is so, hoewel inflasie relatief laag is, ek meen dis so laag soos wat dit hier is, vir hulle is dit nou effens aan die hoër kant want hulle mikpunt is 2%. Maar voel mense nog steeds prysvlakke is hoog. So die koers waarteen dit styg is nie so hoog nie, maar die vlakke is hoog en veral sekere goed in die FSA het duur geraak. So behuising, soos kindersorg, dit is goed wat mense voel, maar dit het nou onbekostigbaar geraak. En die koste van krediet is ook nou in die mengsel. So as hy nou gaan en hy verlaag rentekoerse, miskien help dit ekonomiese groei, miskien help dit werkskeping, maar ek dink nie dis voorop in sy gedagtes nie, want daar is nie groot dinge vir die kiezer op die oomblik nie. Bekostigbaarheid. Dat jy kan sê, maar ek help sny aan jou maandelikse paaiement op jou huis en jou kar en jou kredietkaartskuld. Kom sê hy kry dit nou reg. Sorry, ek val in die rede. Kom sê hy kry dit nou reg en hy kry die rentekoerse nou af. Of kom sê hy het nou daai mandaat om dit te doen. Wat is die gevaar aan? Hy het nou 2%. Wat is die negatiewe effek wat die Amerikaanse ekonomie kan beleef oor die 'n bietjie hoër inflasie? So hulle inflasie is en dan kan hulle lewenskoste net meer weghardloop. Lewenskoste gaan net aanhou styg. So ek wil amper sê hulle het ook 'n aanbodkant probleem. Hulle inflasie word nie so kwaai gedryf deur sterk vraag nie. Die aanbodkant goed is die feit dat hy so baie immigrasie gestop het, beteken dat die tipe arbeiders wat daai werk gedoen het, is nie nou daar nie en hulle kostes het begin styg. Spesifiek byvoorbeeld in konstruksie. Jy sê behuising is duur, maar behuising is duur want die ouens wat die huise bou kan nie meer in die land inkom nie. Ja. Daai tipe van ding. So en natuurlik die tariewe is die ander ding. Dit verhoog kostes op die produkvlak. Nie baie nie, maar genoeg om daai syfer so te maak dat die verbruiker begin ongemaklik voel. Goed raak nou duur. So die eindresultaat is vir 'n kort rukkie maak jy lewenskoste goedkoper en almal is lekker tevrede. En hy kan sy kiesing ons ondersteuning lyk alright. Hy koop weer tyd na vir die volgende 2 jaar in daai opsig. Dalk vir 'n derde termyn. Ons hoop so. Sorry. Maar dan die langtermyn gevolg is inflasie. En is nie wat jy amper kan keer op 'n manier of sukkel om te draai. Nie sonder om iewers die pyn te vat en weer rentekoerse op te sit en eintlik 'n resessie te veroorsaak nie. En hierdie storie het hom al male sonder taal uitgespeel oor die wêreld. Die groot onlangse voorbeeld was Turkye. Hulle president het daar gesê hoë rentekoerse veroorsaak inflasie, rentekoerse moet afgebring. Dis inflasie deur die dag. Hy het nie by jou ekonomie 1 of 101 gehad nie. Hy glo nie daai goed nie. En die gevolg was hulle het toe die lira toe woes gedepresieer en al die pryse is deur die dak en toe hulle uiteindelik hulle uitleenkoerse was op hier na oor die 20% toe om daardie terug te bring. Om net dit te probeer. En markte gewys is die impak van hoër inflasie in die FSA is 'n swakker dollar en hulle rentekoerse daar op die langtermyn staatsskuld en daai goed gaan nou noodwendig hoër moet wees want die belegger in daai wil nou gekompenseer word vir die inflasie wat hy nou gaan beleef iewers in die toekoms. Wat ook nie 'n goeie ding is gegee dat hulle 'n reuse staatsskuld het en president Trump het nou nog 'n klomp geld daarbey bygesit in sy big beautiful bill. So hulle grawe hier 'n gat wat jy assosieer met die derde wêreld. Ja. Nie met die lydende ekonomie nie.
Waldo, wat se impak het dit nou op ons? Jy het gepraat van 'n swakker dollar, bietjie sterker rand dalk moontlik. Wat se impak op ons in Suid-Afrika aan? Ek is so bly ons het dan nog 'n onafhanklike Reservebank wat redelik, ek voel baie goeie besluite geneem het oor die afgelope 2 of wat jaar. Absoluut, Johnny. Nee, I mean, daar was nou tye wat rentekoers so hoog was en mense my bel en sê, jy weet, wie is hierdie ouens op die Hulle kan dit klaar MPC? maak, ja, nee. Sê vir hulle ontspan, hulle is die laaste grens tussen ons en chaos. Ja. Maar okay, so hulle doen goeie werk. Maar die impak op Suid-Afrika is nou moeilik om te sê want hierdie is ongekende terrein vir ons. Dis moeilik vir my. Die handboek weergawe is as dinge onseker is, sit jou geld in dollarbates. Nou is dinge onseker, maar dis die ouens wat die dollars uitreik wat die onsekerheid veroorsaak. So met 'n potensieel sterker rand lyk op die kaarte. En Maar jy het gesê goudpryse. die goudprys is hy's nou behoorlik op. Hy was nou 'n rukkie lank onder $4,500, maar hy's nou veilig oor dit en ek dink dis die soort Die onsekerheid. ouens met goudstopsels in hulle tande is nou baie ryker. Hulle doen nou goed en ek skat almal wat einde laas jaar so gedebatteer het, jy moet ek 'n goud wees, is die loopie verby, skop hulle self so ligtelik op die oomblik. Jy kan amper in silwer op belê en al daai goed. Al die ander so ek dink in daai opsig ons is bietjie in onbekende terrein waar die onsekerheid van die FSA afkom en dit tot ons so oënskynlike voordeel is in die vorm van 'n sterker rand en ek dink ook goed lank vir ouens wat in ons staatsskuld wil belê. Want nie duidelik lyk dinge nou hier baie stabiel en ons koerse is nog steeds mededingend. Ons is van Europa se gryslys ook afgehaal, het ek iewers raak gelees. Dis reg, ja, ek is nie heeltemal seker wat die ding se naam is nie, maar dis 'n soortgelyke lande wat half blootgestel is aan die moontlikheid van geldwasery en finansiële misdaad. Ons is van daardie lys ook af. So lekker goeie nuus daar. Ja. Maar ons is nou hoor op Amerika se lys met hierdie Simon Stad oefening wat ons gehou het. Ongelukkig, Johnny, ons kan vir laaste dingetjie sê, so die Huis van Verteenwoordigers het toe nou die 3 jaar voortsetting van AGOA goedgekeur. Ja, natuurlik, 'n bietjie oor AGOA praat. Ja, en met die bestaande ouens wat voordeel kry. So ons is in soos hy is. Ja. Maar hy gaan nou Senaat toe en dan gaan hy na die president toe. Dan gaan hy dalk 'n lyntjie Hy doodkry. dalk 'n paar goedjies daar verander met sy pen. Ons sal moet sien of ons op die einde gaan inwees, maar daarom oor die eerste hekkie. So weer eens positiewe nuus. Okay. Presies, dit is nie mooi uitgespel hoe die voordele onder AGOA nou tot watter mate dit die tariewe van Liberation Day sal vervang of nie. Jy weet, word daai dan eenvoudig geskraap, die wederkerige tarief en jy werk nou net onder die AGOA voordeel of nie. Ons sal seker nog daai sekere sektore dalk ingesluit wees, daai moet ons wag en hoor. Okay. Waldo, oliepryse met baie verwikkelinge in Venezuela, Iran se optogte, het bietjie opgetel. Wat sien jy daar gebeur? Die onsekerheid het toe nou nog 'n invloed op die olieprys en nie baie nie, ek dink van $63 na $65 toe. Maar dit relatief ja, laag. Dit is nog steeds relatief laag. Dink my daar was ook 'n drone aanval op 'n Swartsee olieterminaal wat daar onsekerheid skep. So ja, ek dink die oliepryse is relatief sensitief vir die nuus, maar ek dink wêreldwyd is daar so 'n tipe van 'n ooraanbod van olie. Jy het self sulke nuus, jy weet, druk hom nie hoog nie. Maar dis hoë aanbod en ook laer vraag wat hom nou so half hierdie hoër aanbod situasie skep, ja. Dit is dit en soos ek die goedjies nou lees oor Venezuela se olie, hulle het lyk my reuse reserves op die skaal wat die Saudis het. Ja. Maar dit is sogenaamde swaar ruolie, Yes. wat hulle sê dit is En die Amerikaners soek dit spesifiek, ja. klink my En dis tog hoekom hulle drug trafficking gaan stop het in Venezuela, nee. die olie daar klink my is nie heeltemal vloeibaar nie. Hy's amper meer soos 'n klei. Wow. Jy moet hom met stoomwerk voor hy begin loop. En president Trump het toe amper sê 'n vergadering gehad met die Amerikaanse oliebase en niemand was opgewonde oor Venezuela se olie nie. Wow. Hulle het almal gesê, jy weet, hulle skat op $80 'n vat is Venezuela lewensvatbaar.
maar teen huidige pryse sien hulle self nie daar werk nie. Wat hom toe baie kwaad gehad het, want dit was 'n lewendige uitsending gewees op een van die nou 'n bietjie rooi gesig gelos. Ja, hy toe ek dink sy gedagte was seker meer hierdie ouens gaan net sê, "Joh, want jy maak vir ons hierdie geleenthede oop, is wonderlik." Toe is hulle almal so, "Sjoe, ons is nie seker of ons in hierdie ding wil inspring." Maar blykbaar die een, ek weet nie watter oliegroep nie, het die hoof die uitvoerende beampte gesê, weet jy, hy stel nie belang in hierdie nie. En toe Trump na die tyd gesê, en haal maar daai ouens van die lys af as ons weer hieroor praat. Sny hierdie gedeelte van die onderhoud uit. So dit is ek dink daar ons sal sien, ek dink dit gaan op die kort termyn die olieprys veel raak nie, want daar is baie uitdagings. Waldo, altyd lekker om saam met te gesels, baie interessant. Bly ingeskakel, ons gesels die naam met Pieter Sieberagen van FFG oor risikobesluite op jou plaas. So baie dankie vir jou tyd, Waldo. Soos beloof gesels ons dan met Pieter van FFG vandag. Pieter, baie welkom by ons vandag, by ons eerste episode van 2026 saam met julle. Dankie Johnny, waardeer dit om hier te wees. Pieter, ons is nou diep in die seisoen en produsente kyk baie na hulle groot implemente, die groot uitgawes wat hulle dan reg moet verseker. Ons praat al baie met jou daar gesels. Maar wat kyk die ouens gewoonlik? Wat mis hulle in hierdie groter prentjie? Wel Johnny, ons sien dit nou veral dat ons nou uit 'n feesseisoen uitkom. Ons sien dit met die eise wat ons nou ontvang. Dat baie van ons kliënte, en ons praat spesifiek met die boere hier ook, soos jy sê, fokus op die groot implemente, maak seker alles op die plaas is reg, verseker die besigheidskomponent daarvan. Maar ons sien die ouens skeep af op hulle persoonlike polis. Nou, as ek sê persoonlike polis, dit kan 'n aparte polis wees of dit kan deel vorm van jou agripolis, maar ons sien dat die persoonlike bates afgeskeep. Wat sluit dit dan nou tipies in? Wel, kom ons praat van enige persoonlike items. Kom ons praat selfone, rekenaars. Ons weet baie van ons Suid-Afrikaners hou van kamp. Ons praat van kamptoerusting. Ons praat van golfstokke. Golfstokke, absoluut. Golfstokke is een van hulle. Ons kyk na juwele, daai tipe goed. En nou as ons kyk at 'n feesseisoen het baie van hierdie persoonlike bates. Goed, wat mense nie noodwendig altyd spesifiseer nie, nê. Word bygesê. Ja, want kyk gewoonlik in die versekeringswêreld moet daai gespesifiseer word om dekking te geniet op daai tipe items. Maar daar is ook verwikkelinge in die mark, dit kom al 'n hele ruk. Ek dink dat baie kliënte is net nie bewus daarvan en daar's verskeie nuwe produkte ook wat wêreldwye dekking bied. Nou, hoekom ons so hou van hierdie produk wat dit is, hulle gee jou, jy kan besluit wat is jou perk, 200,000, 250,000 vir hierdie tipe items. Okay. Betaal 'n premie daarop, dit is nie 'n duur premie nie, maar dit sluit dan hierdie bates in en jy hoef dan nie te spesifiseer nie, wat 'n verskriklike groot voordeel is. Nou jy weet hoe werk dit. Kry 'n nuwe selfoonkontrak, nuwe selfoon, jy vergeet om te spesifiseer op eisstadium, kom jy versekeragtig nie toe en sê maar hierdie foon is nie gespesifiseer nie. 'n Nuwe rekenaar. Jy koop nuwe kamptoerusting. Jy steel vir hulle graag uit 'n kar uit. Dis presies dit. Ons sien dit veral al hoe meer gebeur in ons land. So ek dink baie ons wil nie daai goed spesifiseer nie, want dan begin jou premie weghardloop. As jy dis goed premie weghardloop, maar ek dink ook dis moeilik om alles te spesifiseer. Onthou hierdie gee vir jou wêreldwye dekking. Kom ons praat 'n globale syfer van R250,000. Jy het dalk meer persoonlike items as dit, maar dan is dit nodig om als te spesifiseer nie, want jy gaan ons nie als gelyk steel nie. So nou weet jy, okay, daar word 'n rekenaar gesteel. Nou kan jy hom eis. Vir ons mans en vrouens wat ook jag op buite, dit kan byvoorbeeld jaggewere ook insluit. Jy's op 'n jag, jou jaggewere is dan outomaties opgedek. Ons dit nou begin afstof vir die jagseisoen wat voor lê. Absoluut. En ek dink die groot ding van dit is ook wat hierdie dekking dit so goed maak is, dit sluit toevallige skade ook. So kom ons vat die jaggeweer nou as 'n voorbeeld. Jou jaggeweer is op die bakkie, klim af, bakkie ry vorentoe, daai geweer val af, hy val op hy teleskoop. Hy is dan gedek onder daai tipe wêreldwye dekking. So dit maak dit baie maklik vir die eisproses, dit maak dit maklik vir die kliënt want hy weet hy hoef nie te spesifiseer nie, hy weet hy mis ook niks nie. So ek dink dit is 'n baie belangrike komponent om na te kyk, om net te fokus op daai bates. Ek sal nogal meer in detail wil weet hoe hulle dit eintlik dan nou regkry, hoe hulle dit doen, maar ek dink weer eens, ek dink die kykers kan jou kontak om hierdie produk te kry. Ek weet ek stel nou verseker baie lank en ek gaan nou met julle ook gesels dat julle dit vir my ook inwerk. Maar ja, dis 'n briljante pakket versekeringspakket wat julle dan kan begin uitrol vir die kykers. Ja, ons doen dit in Johnny, soos ek sê, ek dink die premie is bekostigbaar. Dis nie 'n verskriklike hoë premie so vir die ouens sal. Wat 'n tipe premie gaan 'n mens dan nou kyk of sal dit maar baie afhang? As jy dan af van waterwaarde, gelukkig ons boere het altyd 'n groot waterwaarde, so jy kwalifiseer outomaties van daai produk, maar ons sien in die mark, ja, ek wil nou nie my kop op blok sit nie, asseblief nie hou op dit nie, maar
kom ons kyk na R500-700 'n maand byvoorbeeld vir 'n R250,000 se dekking, wat ek dink uitstekend is. Jessie, dis uitstekend. Ja. Baie dankie Pieter, dankie vir jou tyd vandag. Dit's baie insiggewend, baie uitstekende produk en diens wat julle vir ons landbouers in Suid-Afrika ook lewer. So baie dankie vir julle ook en sterkte vir die jaar. Ek hoop is 'n goeie 2026 wat vir julle op voorlê. Dankie Johnny vir julle ook. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG.